Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Pippe die hoofnaar, deur Lea Kilian. Erika sit op die punt van die bankie en kyk angstig na haar pa en ma, terwyl al spookasem eet soos 2 5-jariges, wat die eerste keer na 'n sirkus toe kom. Dit het nie veel gekos om hulle om te praat om saam sirkus toe te kom nie. Inteendeel, hulle het opgewonde begin vertel van die dae toe Bosville Sirkus 1 keer 'n jaar na Kirangsspruit toe gekom het. Sy sit en kou aan haar onderlip en kry dit net nie reg om die toffieappel meer in haar hande te hou nie. Dit voel of sy taai is van haar kop tot tone. Sy staan op met die verskoning om gou badkamer toe te gaan. Jy moet gou maak, die ringmeester gaan nou die begin aankondig. Jy moet nie die opening met die hoofnaar mis nie. Hulle sê hy is baie goed. Erika voel bleek en sy hou haar asem op. Weet hulle, haar hart klop in haar keel en sy kan nie vinnig genoeg buite kom vir vars lug nie. Hoe sy en Roan verby haar pa gaan kom weet sy nie. Niemand was sover goed genoeg vir sy prinses nie. Wanneer gaan hy ophou om haar in sellofaan toe te draai? Rian was nie goed genoeg nie, al was hy 'n internasionale besigheidsman, wat haar alles kon gee wat haar hart begeer. Dan praat sy nie eers van Dion, haar pa se buurman nie. Hy is haar pa se gelyke waar dit kom met sy boerdery. Maak nie saak wie sy huis toe bring nie, niemand is goed genoeg vir haar pa nie. Sy hoor die musiek en twyfel of sy moet teruggaan. Haar ma kyk haar aan met 'n glimlag en blink oë. Jy is net betyds. Dis regtig jammer dat Roan werk en nie saam ons kon kom nie. Erika kan haar ma nie in die oë kyk nie. Natuurlik moet haar pa 'n eiertjie lê. Ek stem my ou vrou. As gekwalifiseerde psigiater, dra hy baie kennis van die sirkus. Natuurlik seker omrede sy kliënte kinders is. Erika maak haar oë toe en haal diep asem terwyl sy terugdink aan die gesprek tussen haar pa en Roan. Sy weet nou nog nie hoe hulle op die indiepte van die werking van 'n sirkus gekom het nie. Nee oom, die nare van die sirkus het 'n baie groter verantwoordelikheid in 'n sirkus wat mense dink. Hulle is die ruggraat agter alles. Hulle is permanent op bystand vir as daar iets verkeerd loop. Ook is hulle verantwoordelik vir die openbare verhouding en bemarking van die sirkus. Daar is ook verskeie verskillende nare, wat elkeen sy eie verantwoordelikheid het. Die hoofnaar is natuurlik die belangrikste. Hy of sy skryf hul grappe en toertjies en hul toesprake en is ook verantwoordelik vir die vloei van die program. Dit was 'n mondvol en haar pa het met verbasing en 'n grinnik laat sê dat hy nooit weer dieselfde manier na Ina sal kyk nie. Haar ma stamp aan haar soos 'n skooldogtertjie wat eerste die nar raak sien. Dit moet die hoofnaar wees. Kyk, sy hele gesig is wit en hy het 'n punterige hoed op. Die vertoning was die langste uur en half in Erika se lewe. Dames en here, kom die ringmeester se stem na haar toe deur saam die gejuig van die mense. Sy blaas haar asem uit. Uiteindelik, Pippe die hoofnaar spring rond om die ringmeester en klop op sy linker en dan op sy regter skouer. Die ringmeester klap na hom of hy 'n irriterende vlieg is. Pippe gaan staan op sy een knie voor hom en dit lyk of hy hom smeek. Die skare bars uit van die lag. Die ringmeester laat sak sy mikrofoon en beduie hy moet gaan. Pippe loop al met die ring omgestap en maak of hy sweet afvee. Hy kom tot stilstand voor haar pa. Pippe kyk haar pa aan. Die swart geverfde glimlag sak sigbaar op sy gesig en sy skouers gaan hang moedeloos. Hy draai om en stap weg. In die middel van die ring spring hy om en hardloop terug, maar hy gaan kniel voor Erika. Hy haal 'n bloedrooi sakdoek uit en vee onsigbare sweet af. Erika hou haar asem op. Sy kan nie na haar pa of ma kyk nie. Pippe haal iets uit sy sak en hou dit met al 2 sy hande uit na haar. Erika se pa en ma kyk na die ring in Pippe se hande. Haar pa kry 'n diep frons en haar ma vat saggies haar man se hand. Erika kry stadig 'n glimlag op haar gesig en haar oë blink toe sy in Pippe se oë kyk. Sy skud net ja met haar kop. Voor haar ouers enige iets kan sê of doen, gryp Pippe haar in sy arms en tel haar op.
Hy draai en kyk haar pa in die oë en sy swart glimlag lyk of dit reg rondom sy gesig gaan. Onder die gejuig van die skare hardloop hy met haar oor die ring en storm agter die gordyne in. Haar ouers staan roerloos terwyl die skare nog te kere gaan. Wat die hel het nou gebeur? Is al wat oor haar pa se lippe kom. Erika sit op die leunstoel en bekyk haar pa en ma. Hulle gaan nog steeds te kere oor die afsluiting van die sirkus. Ek was lus en gryp daai pippe aan sy nek toe hy jou so omhels, Erika. En jy laat dit toe? Sy kry 'n fyn glimlaggie om haar mond. Dit is nie 'n grap nie, my kind. Haar ma begin lag. Ag ou man, dit was net vir die vertoning. Kyk hoe het die mense te kere gegaan, en dit is iets wat Erika eendag vir haar kinders kan vertel. Roan kom ingestap en kyk na die oom en dan na Erika. Hy gee haar 'n bemoedigende glimlag. En wat sal oom nie toelaat nie? Hy gaan sit op die armleuning by Erika en trek haar teen hom. Jy sal jou sokkies moet optrek, kerel, as jy nog 'n meisie wil hê. Daai hoofnar waarvan jy ons vertel het om Erika se hand gevra voor die hele skare en sy het ja gesê. So of ek wragtig dit sal toelaat dat sy met nar sal trou. Hoofnar of te nie. Roan glimlag en kyk na Erika terwyl hy vir haar knipoog. Sal oom dat sy met 'n psigiater trou? Dit is doodstil in die sitkamer en die oom kyk hom aan met 'n frons. Vra jy my nou om my dogter se hand, Roan? Roan staan op en staan nader aan Erika se pa. Ja oom, ek vra vir jou seëninge om met Erika te trou. Erika se ma kom staan langs haar pa en vat hom aan sy arm. Nar of psigiater, my lief? Haar pa kyk na haar ma dan na Roan, sy oë slaan vas op Erika se gesiggie wat in spanning wag en hy kan die smeking in haar oë sien. Wel, sy het seker al klaar ja gesê. Nou wat kan ek dan doen? Dis reg, solank sy net nie met daai pippe gaan staan en trou nie, mens weet nooit. Erika spring op en omhels haar pa. Hy gee haar 'n stywe drukkie. Ek het nog net jou oë so sien blink by Roan en by daai pippe. Hoe kan ek vir Roan nee sê? Daar is 'n gelag en Roan trek haar uit haar pa se arms om die ring aan haar vinger te sit. Haar ma kom in met champagneglase en daar word 'n heildronk gedrink. Haar pa lig sy glas op pippe wat tweede gekom het. Roan glimlag af na Erika. Op pippe wat eerste was en my moed gegee het. Erika klink haar glas teen Roan sin en wys met 'n glimlag na haar pa toe. Roan se wenkbroue skiet met 'n glimlag op en hy maak of hy sweet afvee. Erika bars uit van die lag. Haar ma en pa kyk vraend na haar. Roan wil jou iets vertel. Roan staan 'n tree agteruit, maar Erika trek hom nader. Dink pappa moet sit. Sy gee Roan 'n piksoen en glimlag vir hom. Ek wil pappa en mamma voorstel aan Pippe. Sonder om te registreer wat Erika sê, spring haar pa op. Jy bring nie daai nar na my huis toe nie. Haar ma kyk vanaf Erika na Roan en Roan knik net sy kop vir haar. Oor my dooie liggaam. Ek sal hom iets aandoen. Roan maak sy keel skoon en kom staan langs Erika. Hy steek sy hand uit en die oom kyk hom met 'n frons aan. Aangenaam oom, ek is Pippe. Haar pa wil iets sê, maar niks kom oor sy lippe nie. Sy mond klap toe en hy sak stadig terug in die leunstoel. Dit is seker tyd dat ek oom hulle vertel van my ander lewe. Jy sien, toe ek begin studeer het, moes ek 'n deeltydse werk kry om vir my ma te sorg wat aan manie-depressie of liewers bipolêr ly. So het ek in die sirkus beland as die beginnernaar. Ek was in my finale jaar toe my ma besluit het sy verdwyn. So het ek my graad voltooi en as mobiele psigiater uit te reik na minder bevoorregte groepe. In die hoop ek kry my ma. Dieselfde tyd het ek aangegaan as nar in die sirkus. Die eienaar van die sirkus was vir my soos 'n pa, aangesien ek nooit my eie geken het nie. So het ek in die jare wat verbygegaan die hoofnaar, Pippe geword. Laas jaar het ek die sirkus se nuwe eienaar geword met oom David se afsterwe. Haar ma en pa kyk hom net met ongeloof aan. Haar pa kry 'n skewe glimlag. Dis my prinses gaan met Enar trou. Die gelag begin weer van voor af, maar niemand sien die sweet wat Roan die keer regtig van sy voorkop afvee nie, behalwe Erika wat hom met liefdevolle oë aankyk. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.